Goeiemôre aan elkeen van u. Omdat ons vandag gaan praat dat die Here jou nooit uit die oog uit verloor nie. Is hierdie boodskap vir elkeen van ons. God het jou hiernatoe gestuur vanoggend om te hoor wat hy deur sy woord en deur die Heilige Gees vir elke persoon, vir elke individu vanmôre wil sê. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons kom vanoggend na u toe en ons wil vir u kom dankie sê. Dankie dat u ons eerste lief gehad het. En dankie Here dat u eerste aan ons gedink het. En dankie Here dat u elkeen van ons geroep het. En Vader, ek vra Here dat u vandag deur die Heilige Gees vir elke persoon wat hier sit, die vrymoedigheid sal gee om te weet ons behoort aan u. Ons behoort nie aan onsself nie, Here. U het ons gemaak, u het ons gevorm. U ken ons beter as wat ons onsself ken. Ek vra Here dat ons vandag u sal verheerlik en niks sal doen wat teenstrydig is met u wil en u woord nie. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons wil nou vanoggend begin nie om met elkeen van ons probleme te gesels nie. Ons wil begin om oor God te gesels, die skepper van die hemel en die aarde. Want jy sien, hoe groter ons God maak, en hoe groter ons dit verstaan, ons maak hom nie groot nie. Hy is self groot. As ek sê ons maak hom groot, probeer ons hom verstaan. Ons kan hom net meer en meer verstaan, want eintlik kan ons niks van hom verstaan nie. Ons hoef hom ook nie te laat goed lyk nie. En dit is die probleem met baie predikers vandag, hulle probeer die Here laat goed lyk. Die Here laat homself goed lyk. Ons hoef hom nie te laat goed lyk nie. Ons moet gehoorsaam wees aan hom. En hoe meer ons hierdie verstaan van hoe groter is God, hoe kleiner word elkeen van ons se probleme, wat ons ook al mag hê. En ek is in my hart oortuig dat elke persoon vanoggend hier sit, het een of ander probleem of een of ander vrees in jou hart. So hoe meer ons verstaan die omnipotente God, die grootte God, onverstaanbare, die alleenheerser, hoe kleiner word jou uitdagings wat jy het in jou lewe tans. En hoe beter ons hom leer ken, met die pad van heiligmaking, soos ons hom beter leer ken, hoe makliker leer ons om op hom te vertrou, en net op hom te vertrou. En daarom wil ek elkeen vandag 'n vraag vra. Ek wil vir jou vra, hoe groot dink jy is God? Nou, wanneer mens hierdie vraag vra, dan kom die antwoorde sommer natuurlik. God is almagtig. God is alwetend. Hy weet alles. Hy is die skepper. En alles is natuurlik die absolute waarheid. Maar soms wanneer ons hierdie woorde gebruik, dan klink dit mos of God so ver is. Want dit is sulke groot woorde en dit klink of hy so buite bereik is. En ons gaan vandag bietjie dit anderster benader. Ons gaan bietjie kyk, ons gaan dit so bietjie persoonlik maak. Sodat ek en jy so bietjie meer kan verstaan oor God en die heerlikheid van God. Kom ons plaas dit vandag so bietjie in ander woorde, wat ons nie altyd gebruik nie. Het jy geweet, volgens die wetenskap van vandag, is daar plus minus op 'n gegeewe tyd so 50 miljoen voëls op aarde. 'n geskatte hoeveelheid. 50 miljard, ek is jammer, miljard. Dit is 50.000 miljoen voëls. So daar is so plus minus 6 voëls vir elke persoon vandag op aarde.
En Jesus Christus het self vir ons gesê in Matteus 10 vers 29. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. En nie een van hulle sal op die aarde val sonder dat die Vader daarvan weet nie. Nou hierdie stywer is 'n ou Romeinse muntstuk. Ongeveer, as ek nou 'n vergelyking kan maak, met 'n 16de van 'n dagloon. So as jy nou R500 vir die dag verdien, dan kos 'n mossie jou so in vandag se terme so plus minus R15. En dit sê vir ons dat 'n mossie nie veel werd is. Maar van al die miljoene en miljarde voëls wat daar is, val nie een voël sonder dat hy daarvan weet nie. Kom ons vat dit nog 'n stukkie verder. Psalm 147 vers 4. Kom ons vat dit nou bietjie groter en ons probeer dit verstaan. Daar sê die woord: hy tel die getal van die sterre. En nie net tel hy nie, elke ster het 'n naam. Nou daar's 'n geskatte hoeveelheid sterre in die waarneembare hemelryk wat ons as mense kan waarneem. En as jy nou na die prentjie kyk, daai sirkels is nie planete of iets nie, dis sterrestelsels in die heelal, waarvan ons sterrestelsel maar net een is. Nou die wetenskaplikes sê, wat hulle kan verstaan in die waarneembare heelal, nie eers heelal nie, die waarneembare begryp van wat hulle kan begryp, is daar 'n geskatte 200 sextiljoen sterre. Nou ek weet nie wie van u het al van so 'n getal gehoor nie. Kom ek verduidelik dit anderster. Wanneer jy die sterre sou tel en jy sou 1 sekond lank vat om elke ster te tel, net in ons waarnemende ligruim, sal jy in 1 jaar 31.5 miljoen sterre kon tel. As jy net elke sekond 1 kon tel. So om die sterre te tel, net om hulle te tel, het jy 6.3 kwadriljoen jaar nodig. En vir die slim mense wat nou hier is, dit is nou 6.3 miljard triljoen jaar nodig, net om hulle te tel. En dit is net in die sterre in die hemelruim wat die mens van bewus is. Nou ons praat hier van getalle wat ons nie kan begryp nie. Ons weet nie eers wat is verder as die waarneembare ligruim nie. En die Bybel sê, en daarom kan ons sê, God sê, hy het elke ster getel. En nie net het hy hulle getel nie, elke ster het 'n naam. Nou ons kan nie dit begryp nie. Ons kan nie eers net die sterre begryp nie. Hoe sal ons nog die totale heerlikheid van God kan begryp? En God hoef nie die sterre te tel nie. Hy weet hoeveel daar is, want hy het elke een gemaak. Hy het vir elke ster sy unieke naam gegee. En dan sê Jesus iets wat my nog meer verstom. Hy sê elke haar op jou kop is getel. Nou ons het nie naaste by so baie hare nie, maar party bietjie meer, party bietjie minder. Maar dat die God van heelal jou as persoon, jou as individu raak sien. En elke keer as hy na jou kyk, dan roep hy dalk sy engele en sê, kom kyk na hierdie pragtige kind van my terwyl jy lê en slaap, en hy tel jou hare. Nou as God elke ster ken, as hy elke mossie sien, elke voeltjie,
weet van elke een wat val. En selfs die hare is op jou kop is vanoggend getel. Waarom dink jy dat ons dan so maklik dink dat God ons vergeet het? Want so baie maklik dink ons God het ons nou vergeet. En miskien sit hier vanoggend 'n persoon, en ek is oortuig jy sit dalk heelwat vanoggend, persone vanoggend hier in die samekoms van gelowiges. En jy het ook dalk hierdie vraag: Here, sien U my nog raak? Here, weet U waardeur ek gaan in my lewe tans? En dan kom die antwoord op daai vraag van jou in Johannes 11. Johannes 11. So ek wil jou vra as jy vandag jou Bybel saamgebring het, om jou Bybel oop te maak op Johannes 11 en ons gaan die eerste 6 verse lees. Ons gaan kyk hoe persoonlik raak die liefde van die Here vir jou. Johannes 11 vanaf die eerste versie. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die suster het toe na hom gestuur en gesê: Here, hy vir wie u liefhet is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Ons lees net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Nou graag wil ek u terugvat na vers 5 wat ons gelees het. Daar staan: En Jesus het Martha en Maria en hulle broer Lazarus liefgehad. En ons sit dit een kant. En net die volgende vers sê hy daar: Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy vertoef. Hy het 2 dae vertoef om hulle te kom help. Dit klop mos nie. Dit klop mos nie vir ons as mense nie. Dis asof hierdie 2 verse teenstrydig is met mekaar. Jy kan mos nie lief wees vir iemand en dan vertoef om te kom nie. Het ons dalk al opgetel wat hier gebeur? Jesus het vertoef om te kom. Kan jy hierdie spanning voel tussen hierdie 2 verse? Hierdie 2 verse kan eintlik nie langs mekaar staan volgens ons as mens, dit wat ons begryp het nie. Want as Jesus jou liefhet, vir jou, broer en suster in Christus, oom, tannie, vriend, vir jou, as hy jou liefhet, waarom wag hy soms om jou gebede te beantwoord of om uitwerk te gee? Hier sit vanoggend talle mense wat al dalk vir jare al lank bid vir iemand of vir iets, dalk vir 'n lewensmaat, dalk vir gesondheid, en dit kom nie deur nie. Waarom wag hy? Waarom wag hy? Waarom sal hy nie onmiddellik antwoord nie? As Jesus mos nou omgee in hierdie lig van Lazarus en Martha en Maria, sal hy mos onmiddellik ingryp soos 'n mediese dokter wat help, iemand wat in mediese nood is. Hy sal mos alles in sy vermoë doen om 'n persoon te help. Waarom laat Jesus Christus vir Lazarus sterf? Geliefdes, dit is nie net Martha en Maria wat daai vraag vanoggend vra nie. Elkeen van ons wat hier sit, vra een of ander tyd in ons lewe ook daai vraag: Here, waarom het U vertoef om ons te kom help? En dis die vraag waarmee almal van ons op ons harte sit. Jy bid, maar God wag. Jy huil,
dalk diep in jou hart, dalk jou diepste hartsgeheime, jy huil, maar God antwoord nie. Jy wag vir die antwoord, vir die oplossing, maar dit kom dalk nie altyd onmiddellik nie. En daarom die tema vandag, die God wat jou nooit uit die oog uit verloor nie. Voordat Johannes vir ons hierdie vertel het wat ons hier gelees het hy hierdie sekerlik mooi moes deurdink en deur die Heilige Gees vertrou het om hierdie op te teken. Want hy sê niks anders en hierdie woorde, en Jesus het Martha en Maria en Lazarus liefgehad. Hoekom sê hy nie net die gesin van Betanië liefgehad nie, hy noem hulle by die naam. Hy noem elke een van hulle by die naam. Hy noem die name Martha, Maria en Lazarus. En hy noem ook vanoggend jou naam. Waarom het die Here jou nog nie gehoor nie? Jy dan ook hierdie stryd in jou hart. So Johannes noem hierdie 3 name baie duidelik sodat ons kan besef God sal nooit die individu, jy wat hier sit, uit die oog verloor nie. Jy sien, ons sien mos 'n wêreld van statistieke. God sien name. Die wêreld sien gesigte van mense. God sien hulle harte raak. En jou nou ook vanoggend. Die wêreld gee vir jou 'n nommer. Kyk bietjie in jou identiteitsdokument, daar's 'n nommer. Maar God roep jou vanoggend by die naam. En dit is hoe die Here nog altyd werk. Daar's vir ons baie voorbeelde opgeteken van die Ou Testament af. Byvoorbeeld toe Hagar alleen in die woestyn was, het God haar raak gesien. Toe Elia moedeloos was en onder 'n besembos gelê het, het die Here hom gevind. Toe Saggeus in die wilde vyeboom geklim het, tussen die takke, het die Here Jesus Christus hom as individu raak gesien. En hy is nog dieselfde God. Jesaja 43 vers 1 sê, ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Wat 'n wonderlike troos. Is dit nie vir jou en vir my vanoggend dat die Here elkeen van ons by die naam roep nie? En ons leef in 'n wêreld wat seker die mees onpersoonlikste tyd in die geskiedenis is. Ons ken mense se nommers, ons ken deesdae ook nie eens meer die mense se nommers nie. In die ou dae het jy nog die nommer, maar nou ken jy net die persoon se naam as jy wil bel. Jy ken nie eens meer die persoon se nommer nie. Wat sê nog hulle harte? Daai persoon se harte, ons ken nie eers nie. Ons volg mense op sosiale media, maar ons ken nie eers ons bure nie. En tussen al hierdie miljoene mense vandag is daar baie mense wat verskriklik eensaam is. Baie mense voel vandag onsigbaar tussen die massas en die massas mense wat daar is. Daar's mense ook vanoggend hier wat 'n glimlag op jou gesig het, maar binne skree dit, sien iemand my nog raak? Gee iemand vir my nog om? En dit is presies hoe ons soms voel. Dan wil ek nou hê, jy moet nou mooi luister wat sê die woord.
Die God wat elke ster ken by die naam. Die God wat elke voeltjie ken en weet van elke voeltjie wat val. Die God wat weet presies hoeveel hare jy pagings. En hy weet presies. Waar weet hy? Hy ken jou vreugdes. Hy ken Hy ken Hy hoor jou gebede. Al het jy nie woorde om te bid nie, weet hy wat jy wil sê voordat dit op jou mond op jou tong gekom het. En daarom wil ek vanoggend iets baie persoonliks vir elke persoon wat dit sê. En ek wil dit nie net vir die kerkraad sê, en ek wil dit nie net vir die getroue lidmaat sê, en ek wil dit nie net vir die besoekers sê nie. Ek wil dit vir elke persoon vanoggend in hierdie gebou sê. Miskien het iemand dit lanklaas vir jou gesê. Miskien het jy dit 'n bietjie vergeet, omdat daar so baie pyn en hartseer is in die lewe. En ek vir jou vanoggend sê, en ek het die voorreg om dit vir elkeen van u wat hier sit te sê met my mond. Ek het daai voorreg vanoggend om vir jou te sê, Jesus het jou lief. Vir elke persoon vanoggend hier het Jesus Christus aan die kruis gesterf. En alles wat jy moet doen is, jy moet dit net vat en dit jou nou maak. En Jesus Christus het jou lief, nie omdat jy volmaak is nie, allerminst wie van ons is volmaak. Hy het jou nie lief omdat jy alles reg doen, want ons doen nie. Nie omdat jy dit verdien nie. Dis nie hoekom hy jou lief het nie, maar omdat dit God se karakter is om jou lief te hê. Hy is lief vir jou. En hy wil jou vanoggend so 'n bietjie vasdruk in sy bors. En vir jou sê alles sal ten goeie werk. Vir die wat hom lief het. En nou begin Johannes groot spanning van hierdie hoofstuk. Want as Jesus gesê het Martha en Maria en Lazarus lief, waarom het hy dan gewag? Is die vraag op jou hart vanoggend. Waarom gee die Here nie antwoord nie? En dit is presies wat Martha en Maria gevra het. Waarom wag hy? Om jou antwoord te gee. Om jou die oplossing of die deurbraak te gee. Waarom die vertoef vir 2 dae in Betanië? Maar ek wil vanoggend sê, self wanneer Jesus se liefde wag, wag God lief. En ek wil elkeen van die volgende op 'n beelddag reis. Of 'n beeldingsreis. Ek dink beeldige reis op grond van wat ons gelees het. En ek wil vir jou vanoggend vra, kom ons stap vanoggend daar na Betanië toe. Daar waar Lazarus siek was. Ons gesit daar waar Lazarus siek is. Kyk, Lazarus lê daar en hy is siek. Sy koorts styg elke uur. Sy asemhaling raak al hoe moeiliker. Maar hy kyk na haar en sy weet, hy Martha bely. Ons moet Jesus laat weet, ons moet Jesus laat kom. Luister na die boodskap wat hy aan Jesus sê. Jesus is net by jou vandag. As jy dit nie geweet het, net by jou. Hier is nooddaak as jy vandag. Die boodskap sê nie, Here, Lazarus was 'n goeie man nie. Daarom moet jy kom. Die boodskap sê nie, Here, ons het u gehelp toe u in ons huis gebly het nie. Dit sê nie Lazarus verdien vanoggend 'n wonderwerk.
Hy vir wie U liefhet, is siek. En hulle twyfel nie vir een oomblik daaraan dat Jesus se liefde genoeg sal wees, of dat Jesus vir Lazarus sal kan oplig. Hulle glo en hulle is oortuig. As Jesus net hoor vanoggend in Betanië, sal hy kom. As hy dit net vir Lazarus kan sien, dan sal hy kom. En elke keer as iemand op die paadjie aankom, daar na Betanië toe, na die huis van Martha, Maria en Lazarus, dan dink hulle, daar kom Jesus dalk nou. Tot hulle teleurstelling vind hulle dat Jesus nie kom nie. Nie daai dag nie, nie die volgende dag nie. Hy vertoef om te kom. Nog 'n uur gaan verby en nog 'n nag en Jesus kom. En Lazarus, hy word al hoe swakker. Sy probleme raak al hoe groter. En hy sterf. Die huis raak stil. En iewers diep in Martha se hart leef net een vraag voor: Here, waarom het U nie gekom vanoggend nie? Dis het jy al daar gestaan. Het jy al daar gestaan? Miskien staan jy vanoggend daar. Here, waarom het U nie gekom nie? Jy het gebid. Jy het geglo. Jy het gehoop. En nie diep binne in jou hart het jy dieselfde vraag: Here, waar is U vanoggend? Terwyl ons deur die stryd moet gaan, jou unieke stryd. En elke kind van God gaan een of ander deur stryd. En soos jou stryd staan twee gevaarlike wanbegrippe wat vandag en selfs in daai tyd die wêreld is. En selfs vandag in jou hart is ek seker daarvan die meeste van ons het een of twee van hierdie wanbegrippe wat ons voel. En die eerste wanbegrip is, die eerste een is, as God my liefhet, sal hy ons moenie dat iemand jou vertel dat jy met jou uitdagings nie, want ons eerste is nie voor. Dit is 'n wanbegrip as jy dink, as jy nou 'n kind van God is, nou is dit net en nou is daar geen meer liefde. As God my liefhet, sal ek nooit siek word. As God my liefhet, sal my kinders altyd 100% reg lewe. As God my liefhet, sal my huwelik nooit swaar kry. As God my liefhet, sal dit net voorspoedig met my gaan. Dit is die as ons weer na Johannes 11 kyk. Dit was 'n man wie Jesus lief was. En 'n man vir wie Jesus lief was. Jesus se liefde. En dan is daar 'n tweede wanbegrip. Wat bestaan met sy hart? Die Here het seker lief. Ek het seker iets gelees. As God my lief gehad het, sou hy nie toegelaat het dat dit in my lewe gebeur nie. En dit is net onwaar. Johannes vernietig al twee hierdie wanbegrippe in 2 verse. Vernietig. En Jesus het Martha en Maria en Lazarus liefgehad. En onmiddellik daarna, nadat hy dit gehoor het, dat Lazarus siek was, het hy vertoef. Jy sien,
wat Johannes hier doen. Alhoewel Jesus vir Lazarus liefgehad het, het hy het Jesus liefgehad en daarom vertel Johannes vir ons van hierdie wagtyd. Johannes wil hê ons moet volgens iets verstaan van hierdie wagtyd. Jesus het nie gewag omdat hy Lazarus minder liefgehad het nie. Terwyl hy hulle liefgehad het, het hy gewag. En dit verander die prentjie. Nou kom ons by die groot waarheid van hierdie boodskap. Hierdie moet u onthou. God se liefde beteken nie dat jy nooit deur die vuur sal gaan. Dit beteken nie dat jy nooit deur probleme sal gaan. Maar dit beteken vanoggend vir jou dat jy nooit alleen daardeur sal gaan nie, as jy 'n kind van God is. Want sy genade is genoeg. Jesaja 43 vers 4 staan daar, hoe mooi geskryf. As ek deur water gaan, is ek veilig. As jy deur riviere gaan, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur loop, sal dit oor nie spring nie. En die vlam sal nie oor nie kom. Dit is belofte wat ons uit die woord het. God het Daniël nie uit die toekoue uitgehou nie. God het Josef nie uit die tronk uitgehou nie. God het Paulus nie uit die gevangenis uitgehou nie. En Jesus het Martha en Maria ook nie van trane gespaar nie. Hy het hulle en ook nie vir jou vanoggend gespaar. Maar hy het nie alleen gelos. Vanoggend alleen los nie. Al voel dit so, al dink jy so, al is ons ontrou, hy bly getrou. Ek doen daai vraag. Maar waarom wag God dan ook in my lewe? En Jesus self gee die antwoord. In Johannes 11 vers 4 wat ons gelees het. Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik moet word. En dit is die antwoord. Martha het die siekte gesien. Jesus het die heerlikheid gesien. Maria het die trane gesien. Jesus het die uitkoms gesien. Die disippels het die wagtydperk gesien. Jesus het Vader se plan gesien. Ook vir jou lewe vandag. Wat begryp jy nie, of verstaan jy nie? Ons kyk na die wagtydperk. Kyk na die heerlikheid. Geliefdes, ons het die gewoonte om God te meet aan sy spoed, dat ons wil hê, hy moet ons kom help. Maar God meet sy liefde aan sy plan wat hy het. En daarom wil ek vir u vanoggend vra, met jou stryd en jou lyding en jou uitdagings, moenie God se stilte verwar met sy afwesigheid. Moenie sy wagtydperk verwag met onverskillige God nie. Moenie jou beproewing verwar met sy verwerping nie. Want selfs wanneer jy hom nie verstaan nie, selfs wanneer jy huil, selfs wanneer jy wag vir 'n antwoord, werk God reeds aan sy plan. Hy is besig om iets te doen wat jy vandag nie kan sien nie.
En na 4 dae kom Jesus uiteindelik uit Betanië uit. Menslik gesproke is alles verby. Daar is niks wat meer gedoen kan word. En toe Martha hoor dat Jesus kom, hardloop sy na en luister wat sê sy volgende Johannes 11 vers 27. Here, as U hier gewees het, sou Lazarus nie gesterf het nie. Ek dink nie. Martha het dit uit ongeloof gesê. Ek dink sy het gesê uit hartseer en pyn uit, soos jy vandag het. Sy sê eintlik, Here, ek weet U mag. U het mag om Lazarus op te wek. Ek weet U kon hom genees. Maar waarom het U nie gekom nie? Ek ken al daai woorde al net gedink. Toe as jy net voor ingegryp het, as jy net voor geantwoord het, as jy net vroeër genesing gebring het, maar dat is 'n vraag wat baie van ons al gedink het. Maar luister hoe antwoord Jesus aan. Hy het begin om daardie te verduidelik. Nee, hy het begin met 'n belofte. Hy het gaan gesê, jou broer sal opstaan. Natuurlik het jy nie verstaan wat Jesus daarmee bedoel. Maar dat Jesus praat van die laaste dag, eendag, dat Jesus gaan na homself en hy spreek een van die ek wil weer eens sê, soos dat Jesus hierdie grootste uitspraak gespreek het vir Martha en Maria, spreek hy dit ook vir jou. Grootste uitsprake in die Bybel is ons opgeskryf in Johannes 11 vers 25 wat sê, ek is opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Jesus sê nie, ek kan opstanding gee nie. Hy sê nie ek is, hy sê ek is opstanding. Hy sê nie hy kan dit gee nie, hy sê hy is die opstanding. Hy sê nie ek kan lewe gee nie, hy sê ek is lewe. En dit is die antwoord op Martha se probleem. En dit was nie 'n wonderwerk op daai stadium soos dit hom gevra het. Net soos jy vandag aan 'n stryd sit. Die antwoord was persoon. En dit is nog steeds vandag so. Ons grootste behoefte is nie aan die oplossing nie, maar ons grootste behoefte is aan die persoon wat die oplossing kan bring. En wanneer jy hom het, wanneer jy Christus het, het jy die bron, die oorsprong van die lewe. En dan, wat gebeur dan? Dan gebeur daar iets wat elkeen diep raak. Maria kom. En sy sê presies dieselfde woorde as wat Martha gesê het. Here, as U hier gewees het. En toe wat gebeur toe? Johannes 11 vers 35. Jesus het geneem. Dit is die kortste versie wat daar is in die Bybel. Dit is sekerlik een van die beste versies wat daar is. Waarom huil Jesus dan? Hy het dan geweet hy gaan Lazarus binnekort opwek. Waarom huil hy dan? Omdat hy nie almagtig is nie. Nee. Maar hy huil want hy deernis. Ek maak van hy deernis met jou vanmôre. Dit is nie 'n ou God wat ons vanoggend het nie. Hy is Immanuel, God met ons. En hy huil vanoggend saam met mense. En hy dra in smarte en hy voel van die pyn.
En dit is een van die mooiste waarhede van die evangelie. Voordat Jesus die graf oopmaak waar Lazarus was, het hy steeds of alreeds sy hart oopgemaak vir daai familie. Voordat hy die trane wegneem, deel hy eers met die trane. En miskien jy vandag, miskien verstaan niemand jou pyn nie. Niemand verstaan waartoe jy gaan nie, maar Jesus verstaan. Hy staan nie ver van jou af nie. Hy staan reg langs jou. Hy is nie onverskillig oor jou trane nie. Hy is saam met jou. En wat 'n wonderlike verlossing hier ons sien. Nou stap Jesus graf toe. Hy stap op en saam met hom na Lazarus se graf toe. Hy stap nie haastig nie. Hy stap pad na Lazarus se graf. Saam met die familie, saam met jou en my vanmorgen. Dit is nie die gewig van Lazarus wat gevat het. En Jesus staan voor die graf en hy sê, neem die steen weg. En Martha antwoord hom, Here, nee, hy ryk al. Want hy sê, die 4de dag wat hy dood is. Sy sê eintlik vir hom, Here, dit is te laat. Weet ek het vir jou gesê, as jy glo sal jy die heerlikheid van God sien. En Jesus die grootheid van ons volk. Martha het die graf gesien. Jesus het die geleentheid gesien. Om Vader te verheerlik. Ons kyk so dikwels na die eie grafsteen in jou lewe. Elkeen van ons het gevra, vir grafsteen. Baie keer sê goed, dit is te laat nou. Dit is al te laat. Maar God kyk wat agter die grafsteen gebeur het. Lazarus is in die graf. En dan maak hulle die graf oop van Lazarus. Die graf is oop. En die mense hou seker dat hulle asem op. Te kyk wat nou gaan gebeur. En Jesus roep haar, Lazarus, kom uit. En ons kan elkeen van jou se hart se naam by Jesus. Jan Piet Sunny, kom uit die graf uit. En die man wat 4 dae al dood was, hy stap lewendig uit die graf uit. Kan u self daardie oomblik indink, toe Lazarus daar uitstap. Martha se trane verander in verwondering. Maria se smarte verander in aanbidding. En waar Jesus praat, het nooit gehoorsaam wees. Jesus praat oor lewe. En waar Jesus praat vir die onmoontlike. Moontlik. Ek besef almal. Jesus het nie te maak. Hy het op God se tyd gekom. Want as hy vroeg gekom het, sou hy net 'n siekte gewees het. Maar nou dat hy gewag het, het hy die Vader verheerlik en hy het homself geopenbaar. En daarom kan hy nou sê, ek is die opstanding en die lewe. En dit is die les wat Johannes vir ons hier wil leer. Sy klere eendag gesien. Ons nie 'n stadige God, maar hy is nooit laat nie. Hy is altyd betyd. Betyd volgens sy plan. Betyd volgens sy heerlikheid. En daarom wat God se antwoord wag, is God reeds besig om iets groter te doen as wat ons met ons menslike oë kan sien. En nou keer ons terug na die vraag wat ons gevra het, waarom wag God om jou te help, om my te help in ons stryd? Waarom wag hy? Martha het gedink dit is te laat, maar jy het gedink dit is te laat. Die mense rondom die graf het gedink dit is te laat en jy en ek dink dit is te laat vir ons stryd. En ek wil sê, ons almal maak dieselfde fout. Hy is nie so geliefde as hy gemeen. En hoeveel keer
kan ons nie dieselfde doen. Ons bid en God antwoord nie dadelik nie. En dan wonder ons of hy nog omgee vir ons. Ons huil, maar God bly stil. Dan begin ons twyfel aan sy liefde. Maar Johannes 11 vanoggend gee vir ons die waarheid van die gedeelte wat ons gelees het. God se wagtyd is nooit die afwesigheid van sy liefde nie. God se wagtyd is dikwels die voorbereiding vir die openbaring van sy heerlikheid. En kom ons kyk vandag so daarna, sodat ons beter kan leer sien en hoe ons volkome kan vertrou. Selfs al kan ons dit nie verstaan nie. En nou sluit dit af. Vanoggend het ek vir jou vertel dat daar ongeveer 50 miljard voëls op aarde is. En tog sal dan nie een van hulle in die hemel of in die boom sonder dat God van weet nie. In die aande hier in die skoolgebore is die boom wat nie staan, dan is die duisende voëls, nie een van hulle val sonder God. Dit weet nie. Ons het vanoggend gehoor dat in die hemelruim, in die hemelruim, wat aan die mens bekend is dan meer as 20 sterre. En tog ken hy jou vanoggend by die naam. En Jesus sê vanoggend vir jou, hy weet hoeveel hare hy het op jou kop. En nou wil ek die laaste vraag vra. As God elke ster by die naam ken, as hy elke mossie raak sien, en hy weet hoeveel hare is op jou kop, waarom sal jy ooit dink dat God jou vergeet? God sal jy nooit uit die oog verloor nie. Hy sien, en hy ken jou, hy hoor jou, en hy werk daar teen. Al sien jy nie vandag ten volle nie, want mense sien net voor oor. Miskien wag hy op daai gebed van jou, maar hy het jou nog nooit verlaat nie. As God elke ster by die naam ken, hy elke mossie sien, het hy ook nie van jou. Kom ons gaan vanoggend kyk dat hy ons nooit uit oog uitgekom het. En as ons kyk